Assalamualaikum en hartlike welkom by Pro. Ek is Abida Dixon Mohammed en vandag kuier ek in die kombuis saam met Samila Molaje. Hallo julle, kyk hierso, Auntie Elsie is nou weer terug. En nou is dit nou seker nog vir hy 2 weke wat sy nie saam ons gewees het nie, haal sy nou alles uit. En ek kan vir jou sê, sy is vandag ekstra streng. So Abida, sy moet jou Peace and cute ken. En sy moet maar nou net doen wat vir jou gesê word vandag. Maar ja, julle, ek gesels vandag lekker in die kombuis saam met Auntie Samila. En waar is ek? In Crawford. Salam alaikum, Auntie Samila. Alaikum salam, Auntie Abida. Sê net gou daar vir ons mense, het ek nou die waarheid gepraat van Auntie Elsie of wat nou? Ek gaan liewerste niks sê nie. Sê, bang, bang, maar ons los het vandag. Auntie Samila, ek weet wat gaan jy vir my vandag maak, maar sê gou daar, wat maak jy vandag vir ons, Isa? We're making a prawn chow today. It's a very easy dish, but a very impressive dish, like to serve to your guests. Vir wie nou? Vir wie wil jy For the impress guests, nou? I have a few guests here today. Okay. Special guests. Especially van Auntie Elsie. Yeah. Okay. Okay, so the first thing, Auntie Abida, you're going to help me do this. Yes, natuurlijk. Ek wil Okay. weet, wat is al die bestanddele, Isa? Okay, so we have here some, according to the recipe, we're using fresh cream. Goed. We're using coconut Hoeveel? milk. 2 cups of fresh cream. Ja, 1 can of coconut milk. goed. We're using tandoori masala. Is Garlic. hierdie wet? No, it's a dry Is dit one. dry one? Garlic, fresh garlic. Ek sien daar's 'n klompie en gaan jy alles gebrand. Yes, Okay. because I'm actually using 2 kilo prawns for the sauce. Okay. And then 1 cup of tomato sauce, a good quality tomato sauce. Die tomatepysie, No, tomato sauce. tomato sauce. Ja. Okay, ek vra net hierdie vraag sodat ons mense kan beter verstaan, okay? Some Okay. people know it as ketchup. Ja. And then instead of the chili flakes or Yeah. crushed chilies, I prefer using this chili paste because it's not very strong. Okay. Okay, so the first thing you're going to do for me is pour this into the liquidizer, and then we're going to add Alles. the spices. Yeah, alles. It's all been measured. As ons nou aangaan moet iemand nou net weer vir my sê hoeveel en wat, want party van ons mense, hulle sit daar so met 'n pen en 'n boek. Okay. Nee, en dan skryf hulle nou neer want hulle skel my elke week uit om te sê hoekom vat ek so lank om my resepte op die Pro page te sit. En dan moet ek nou verduidelik, maar ek kan nie help nie. Dan sê ek nie, dis my gaste wat so lank. Okay, so it's a can of coconut milk Ja, and 2 cups of fresh cream goed. En hierdie and 1 cup of tomato sauce. 1 cup. Ew. And I use proper measuring cups. I'm Okay. just going to use this to Ja, om uit te haal. Ja, ons kan nie Scrape morsie, everything ons kan nie out. morsie. see how Lekker. much we would have wasted. That's like more than a tablespoon. Abida. Wag. Indeed. Okay. Ja, maar dit sal ek mos nou doen by die huis, maar ek weet mos nie hoe ander mense altyd dit ding doen nie. You know what I'm saying? Oh ja. I always do this. That's No, why sorry. I love cooking with plastic scrapers. Dus daarom nog die glas ene, né? Ja. En wat Okay, nog is so daar then al? all the garlic in there. Alles. Ja. Okay. As ons nou vir hom It's- by mekaar vat, is dit 'n hele bolletjie? It's like, no, that looks Ja, like 2 of- tablespoons. Okay. En daar is nou die hele goede. Alright. And dan then the spice in there 1 time, 2 teaspoons. wat is hierdie? That's a tandoori masala. Tandoori. Is dit okay? Te veel. That's too much. Laat Abida. Okay, like that. Like that. 2. 2. Toe. Auntie Elsie. Laat Abida. O, verdadiging. 2 teaspoons of the Is chili hierdie- paste. hierdie is- ook 'n teaspoon? Yeah, that's a Ja, teaspoon. 2. Yeah. Auntie Elsie. Ek gaan as prins sterk maak net om Auntie se mond te brand vandag. Jy gaan suffer. And then 1.5 teaspoons salt. Okay. Enige sout? I like cooking with fine salt. Okay. Nog 'n bietjie. Yeah, 1.5. Yeah. Okay. That's a teaspoon. Ai, kyk hier, oulike potjie, né? Okay, and then we're going to put in some of this coriander, Ja. and we're going to liquidize this. Okay. And that is Daar is omtrent 'n handvol. yeah. As ek hom nou so moet Ja. dalk vat, né? Okay, Okay. so you can liquidize that. Alright. Here's Ja, the ek lid. gaan vir Auntie vra om te liquidize want ek ken nou nie daai ding nie. Okay, here we Ek go. ken net my een naby die aanskou. Bismillah. There you go. Maak ons Oh, toe. can we have En it die Elsie on? sê aan, ag my nou maak. Sê. There you go. 'n 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 'n
it because I see the dhania catching on here. Okay, there we go. Nou sien julle hoe gou kan ek Samila hulle ding. As ek dit nou moes gedoen het, dan het ek nie geweet wat die aangaan nie. Okay, so because we're working with fresh cream, you know it's rich, so we don't need butter or oil in our pot. Okay. So I've just switched on my pot. Yes. You're gonna pour all that. So hy gaan in daarso. Hierdie kant, daai kant toe. Just lift up. Jy. Ja, asseblief moenie laat Abida vat nie, want as sy moet gooi dan span sy vir jou van jou kloentjie tot jou kloentjie vol. Auntie Elsie moenie And so I'm just gonna put a little water in here to om nou uit te spoel. Kan julle nou sien, Auntie Elsie is nou weer heeltemal op haar stukke vandag. Heeltemal, maar ek gaan dit los. Ek is te lief vir haar om nog iets te sê. So ons los haar maar net so. Abida, laas het jy daai ding aangesit, toe spat jy die arme man vol cream. Okay, so this we're gonna set aside. This is gonna cook and it's gonna thicken a bit. In the meantime, we're gonna fry our prawns. Okay. Okay, so for the prawns, we need a nice shallow pan, and we're just gonna throw some oil in there. As ek nou vir moet so measure, hoeveel is hy nou omtrent want This is a 2-liter jug. Yeah. So en hy is 1 omtrent 'n liter. A liter, yeah. Okay. And then I have washed my prawns, deveined it, Wow. and removed the heads. And then I place it on a paper towel. I've got the paper towel underneath, and with this cloth on here so Om that nou it droog te absorbs all the water. Yeah. Okay. So then we're gonna fry this, and we'll just this is the way I prepare my prawn chowder. I fry my prawns till they're done. I put it in my serving dish. I first drain it on paper towel, then I Yeah. put it on in my serving dish, and I just pour the sauce over. So your prawns remain nice and firm and like crispy, and it doesn't go soft and floury like you know normally some prawns do that. Okay. Nou sien julle, dis wat ek altyd en elke week sê. Verskillende mense maak hulle goed verskillend. En dit is waar ons as vrouens en mans kan leer van mekaar hoe om 'n resep verskillend te maak, né? Want as ek nou mooi luister na wat Auntie Samila nou sê, het ek nou 'n ander resepte gesien wat nie eintlik so gemaak word nie. So julle moet mooi dophou, né? Okay. Jong, ek kan vir julle sê, die Auntie sy ken regtig van kook, né? Julle het ons nog gesien, hy benoewe wat ons gemaak het daar in daai liquidizer, né? Auntie Shamila wys gou vir hulle hoe lyk dit daarso. Hy is eintlik, kyk, hy was so min daarin, né? Kyk hoe baie is hy hiervan kan lekker kook. Nou, ek gaan nou vir my die prawns en goeters bak. As hy nou op die ou en klaar gebak is, dan gaan hy nou net bo oor. Yeah. Yeah. Okay, so laat ek kyk wat hy nog gaan doen. Ek gaan nou vir iemand dophou. But dit is mos nou hier waar mens proe. Julle weet mos nou al, ek eet mos die prawns nie, maar ek gaan maar Daar's nog nie prawns in nie. Annie. en nog sien. Okay. Okay, Okay, that can so- do. That can do. So now we're going to fry the prawns. Oops, sorry. It's all there you go. There you go. So we just put it in the... Net. Alright. So, as ek nou gou mag vra, is dit iets wat jy gereeld doen? Yeah. Alright. En as jy nou moet kies tussen prawns, vis, vleis, hoender, waarmee hardloop jy? Prawns. Is dit? Yeah. Okay. Ja, okay. Ons sê net ja. Ons gaan nie, dan is wees nie. Ons sê net ja. Okay, so the oil must be nice and hot because you don't want the prawns to labor in the oil. You need it to fry, not boil. Maar as ek nou 'n bietjie minder olie wil gebruik, kan ek dit doen. Of moet hy omtrent nou so lekker maar lê daar in daai olie? It should cover the prawns a little bit, but not like we would deep fry. Maar ek moet sê, ek hou van die pan, hè. Pan is sommer verskriklik lekker en mooi. En dit lyk vir my daai arme pan, hy doen sommer klompie dinge. Yeah. Hy gaan klompie goede in, want ek kan sien, hy word sommer gereeld gebruik. This En is so nice for a shakshuka. nou sien na. Dan dis I'm almal just as ek hom mag turning the vra. prawns. I'm just turning the prawns as we go along. Ja. And then I'm going to drain it on the paper towel. Goed.
Nou vir my wat nou nie prons eet nie en wat nie nou graag ken van prons nie, hoe weet ek presies wanneer hy gaar is? It will be white on the inside. En buite daai pinkerig moet nou 'n bietjie weg wees of bly hy maar pink? Usually prawns turn pink when you fry it. Ek meen maar want ek sien hy is al klaar pink, so dis hoekom ek maar nou net vra. But it also depends on the prawn you use. Sometimes you get the grey prawn. Ja, and then when ja, you cook it, ja. it goes pink when you fry it. Okay, dis hoekom ek kyk vir die pink kleur want as ek prons koop vir die kinders by die huis en hulle maak dit, dan weet ek hy word pink. So okay, daar's 'n verskil. Ek koop die van een. So this is almost ready. And our sauce is ready. And at this point, I'm just going to add a little bit of this. Can you pass me the knife, please? Die messie. This is a red food coloring, and Yeah. that's all I'm going to add. Wat maak hy nou? It just gives it a nice color. Okay, mens verskillende kleure. Different You colors. get egg yellow or you get a red one. Okay, so the prawns, they are ready now. So I'm going to take it out. Nou as ek nog gou mag vra. Jy het nou gepraat van jy sal hardloop met hoender as jy nou moet kies tussen die vleis en daai. Maar wat is die beste ding vir u dalk miskien om te kook? That you like to cook or something like that. It's actually very hard to say because I cook a variety of Ah, things. So, okay. And I cook mostly on request. So whatever my clients ask for, I make for them. Oh, But the okay. quickest thing to make is always prawns. Because as you can see here now, this is done. So now, Auntie Abida, you're not going to eat my prawns, so I think I'm going to dish out a little of the gravy for you before we put the prawns in, so that you can just get a taste of it. Ja man, julle weet ek is nie 'n spoilsport nie. So ek sal miskien daai doppelgoede afhaal, ja, en sal ek miskien die binneste eet, maar kom ons kyk wanneer ons agter, né? Julle weet mos al, ek is nie 'n spoilsport nie. Ek is van vir enige gebruik. See, this is how I like doing it. I put it into my serving dish. And then I think you can just cut up some of the dhania for me. Alright. Ek moet sê, hy lyk baie mooi, né? Hy lyk mooi. Hey, Out of the way. sê. Jy wil net so 'n bietjie nie baie nie, né? Yeah. So 'n bietjie. So nou. It's just for garnishing. As ek nog gou mag vra, hoe lank kook jy nou? Oh ja. Ek dink ek was miskien 10 of 12 jaar oud. I always loved cooking. We grew up in a home where okay, just have a look here. This is how I serve it. So all I do now is pour on my sauce and then garnish with my dhania and my green chili. Nou sien, dis wat ek van praat. Normally sal mense hulle sousie maak en dan kook hulle daai binne in die sousie. U maak dit nou net verskillend. Yeah, this is how your prawns stay nice and firm. En die Elsie nou gehoor daarso. Vat nout. Ek is so bly jy eet nie prons nie. Kan julle nou sien? Kan julle sien waarmee moet ek nou deel, né? Okay. Daar, there you go. Okay. Is dit okay? That's fine. En dan gaan hy nou basies net daaroor. So you just sprinkle this. Wow. And if you do like strong, Yes. you'll just slit the chili. I'll just slit the chili like that to release the flavors. Put it in there. And then just some curry leaf for garnish. And that's our dish. Okay. Soos julle kan sien daar is die auntie se prawn chart alweer klaar. Bly julle gou daar, ons is nou weer terug. Wie julle, ek moet vir julle sê, julle weet ek vang mos gou met die oog, né? Maar toe die auntie nou al laai oopmaak, toe sien ek nou hierdie dingetjie. En toe moes ek nou vra nou wat is dit? En die Samila vir ons wat nou 'n bietjie dom is en nie weet nie wat is dit? For a massage. No, it's called a pastry docker.
So I use it when I make my savory scones. Yes. Then I roll it over the dough to Okay. get nice holes in the dough, and then it allows it to bake nicely. Is dit? Ja, want ek het gewoon as die nou deel van die trechterrol. Wat gaat hier aan? Maar in elk geval, nou, dis Samila, jy gaan nou ook vir my dan nou, wat gaan jy vir ons by die prawns sit? I'm gonna fry some rotis. Goed. I've prepared my rotis. Yes. I'm just gonna do a As ek mag vra, maak jy self die roties? yeah. Ah. Nou weet jy, ek moet sê, ek is nou nie een, ek kan 'n rotie maak. En ek kan 'n rotie bak. Maar baie keer kom my rotie hard uit. Hoekom? I think most of the time a good roti comes with your water must be the right temperature for your flour. Okay. If your water is too hot, then Yeah. your roti becomes like, soos hulle sê, kleiterig. Yes. But if your water is like the right temperature, then you get a nice soft roti. Het julle gehoor dan? Maar dan het jy ook jy het vir Evan genoem om te sê dat jy maak dit en jy maak dat. Wat is dit wat jy daagliks doen? What are you doing on a daily basis? We do a bit of savories. We do some wasapper. I do cooking. And then we do a bit of baking. My daughter does all my baking for me. So, I have a question. yeah. Abida, kan jy 'n driehoekse moussaka bou? Weet jy Auntie Els is baie aspres. Sy weet so goed ek kan nie 'n driehoek samosa vou nie. Ek vou 'n vierhoek samosa. Dit weet sy, maar sy moet nou daarmee aankom. Ek net nou vir julle sê, weet jy, dis so maar in elk geval. I would have put you to Kyk hoe mooi blaas hy rotie nogal op, hè? That's amazing. And I also make my roti with pure butter. And when I fry with pure butter as well. Geflip. Hier sal ek nog sukkel met 'n you know what I'm saying. So, as jy nou so lekker besig is, doen jy alles hierdie self. Ik het, Daarom die mama Ja, help en ja, so. Nee, ja. okay nee. Want ek wil nou ek sien eet lekker tekkies aan, né? Soos daai nou rond nou Ja. gewoon lekker te beweeg en so aan. vinnig te Vinnig te beweeg. Kom ons maak, kom gedeel. You can fluff it up if you want to. So warm. Moet ek hom opvul so warm? So warm. Genade. Abida jou handjies is al klaar met klein soos hy kan hom nie nog brand nie. Maar ek moet sê ek kan en dit is nou ernstig. Ek kan sien u is elke dag bedrywig in die kombuis. Net die wyse soos u kan hier en daar en soos hulle sal sê, ons vrouens kan multitask. Maar dan is daar van ons vrouens wat kan extra multitask. Een kan twee, maar een kan zomaar 4, 5 en 6 zomaar en al die type van goeders. En die ander lyk soos een van hulle wat zomaar vir jou kan 5, 6 goeders kan op een tyd doen. Nee, maar ek is bly. Nou sê gou vir my, ons is so 'n paar minute. As ek nou by u nou wil order, wat ook al, wat is die proses nou? I take orders via WhatsApp. Ja. Via my WhatsApp numbers so that I have a reference to work with. Because as you can see, I'm always busy. Yes. So I can't always respond to messages. So if I get the order on WhatsApp or communication on WhatsApp, that works better for me. So I can respond when I get the time. Ek wil nou net gaan. Nou wanneer is omtrent die tyd wat u dan nou sal kan antwoord as u nou so heeldag besig is? So in between whatever I'm doing, I do go to my phone or I'll ask my daughter to, if I hear the phone, I'll Yeah. tell her just check my messages there. So because you have to be able to communicate all the time. Definitely. Nou, Auntie Samila, ek moet sê ek is baie beïndruk met u rotie wat oppof. Want dis nie elke dag wat 'n mens 'n rotie sien wat oppof soos daai nie. Hoe gebeur daai? Ek wil nou nie u resep hê nie want dis u resep. Maar gee net so ietsie wat dit vir ons mense kan gee om hoekom pof dit nou so mooi op? Okay, I have no problem sharing. What I do is, once I've made my dough, Yeah. I divide it up. I weigh my dough, 120 grams a ball. Then Yeah. I let it rest. Then I roll out each one individually. Yeah. And I spread butter. So when I spread my butter, then I fold my dough like this. Then I spread butter here. Yeah.
fold it like that, spread butter here, then like this and like that. Then I allow it to rest. So as you can see, it's forming layers. Yes. And that is what allows your roti to puff. So then it doesn't remain like this. Once it's rested, I gently try to get it into a ball. And then you also have to allow it to rest, because imagine that butter in between. Yeah. It's going to make the dough slip. So if it's rested, then the dough firms up, the butter firms up. So if you mix your butter with oil, you're not going to get your butter to firm up. So then it destroys your layers. So if you use pure butter only, you will get that the butter firms up. It allows, when you eventually fry your roti, Yes. it allows it to puff up like that. Nou, dis Samila gou voor ons gaan afsluit. As jy nou uit was, jy kom later by die huis. Alles is gevries in daai vrieskas. Wat is die go-to om nou sappe te maak vir die familie hier? Ja, a quick stir fry 'n Quick stir fry met wat? met hoender. Maar nou, hy is ook gevries. Nou, hoe nou? Then I put it in warm water. Sure. Okay. Wel, ek But kan also, when you freeze your things, you must Yeah. also be mindful. I will never freeze a kilo of chicken. I separate my fillets Okay. and I freeze it like that. So that when you need to use it, it defrosts quicker. Ja, maar hy is nie so groot nie. Ja. Né? Alright. Ek kan vir julle sê ek hoor tips hier vandag wat ek nog nie gehoor het nie. En en by my ma Ragam, mag Allah Fajana begin inshallah, het altyd gesê as jy nie iets geleer het vir 'n dagie, dan was jou dag nie 'n dagie. So ek het vandag meer as een iets geleer by Auntie Shamila. Wanneer ons terugkom, gaan ons die proefwerk doen, maar ek gaan maar net die sousie gaan ek proe saam met die roti. Ek sal nog besluit of ek prons gaan eet. Ons is nou weer terug. Nou, het julle nou gehoor mos nou, nee, ek eet die pronsie. Auntie Shamila het nou vir my so mooi my bordjie gedek. Sousie, rysie, aardappeltjies en die pronnes op sy eie. Maar julle weet mos ek is nie 'n spoilspot nie. So ek gaan vir haar vrou my net so enetjie te gee en dan moet sy nog ook maar nou vir my nou die dop uithaal want ek ken nie hy goed nie en dan sal ek nou net maar try, nee. Maar ek gaan gou eers die sousie proe met die rys. Oh. Can I use my hands? Yes, no problem, no problem. Maar ek moet sê dit lyk en ruik verskriklik lekker. So ek moet hom proe, ek moet hom proe. En wat is die program se naam? Mos proe. En die Elsie ek proe voor Auntie vandag hoor. Ja, altyd. There you go. I love the taste, hey. Mens kan sommer proe daai cream en daai die coconut Coconut milk. milk. Coconut milk kan jy sommer proe. Die deur die amazing. Laat ek kom hier by die prawn. Maar ek dink seker is omdat die haar, die twee hare wat so staan in hy oog is wat vir pronsie vir my is nie, maar nie bad, hè? Hoe proe dit? Nie bad, hè? Ook die smaak is nou nie regtig vir my nie, maar dit is nie bad, hè? Definitely not. Bismillah. Dan het Samila ons het dan nou ook gepraat van die roti wat so lekker oppof. Ek kon nie glo nie, want dit is die eerste keer wat ek sien dat 'n roti oppof in 'n pan. So what's the verdict? Wow. Dit taste is evens verskillend as 'n normal roti. Okay. Dat I think gaan it's ek the butter that makes a difference. op 'n vlak waarvan ek kan sê hy proe amper soos kom ek nou nie by die naam nie. Pastry? Nou pastry, maar Puff pastry. soos aan gemaak amper nou sê puff pastry. Dit is 'n goeie smaak. Dat kan ek vir julle sê. En die goeie smaak maak dit die feit dat egte botter is. Die egte botter gee die smaak. Wel, ek kan vir julle maar net jaloers maak met Auntie Samila se prons, rys, lekker aardappeltjies, ons roti en Auntie wat is hierdie?
Puris. En die puris, ek weet nie van julle nie, maar ek kan maak, Boetie Braaiman, die Elsie en die res van die gehoor. Julle weet mos, ons het altyd te gehoor. Ons gaan daarom vir jou nou lekker proe. En ek hoop jy het die dag lekker geniet saam met my en Shamila Molaji. Tot volgende keer, mooi bly. Ek is Abida Dixon Mohammed en volgende week gaan kuier ek vir 'n vrou wat sommer kan lekker skryf en haar naam is Karima Isaacs.